Hallo julle, vandag kyk ons weer na 'n eksamenvraag en hierdie slag Junie 2021 vraag 7.2. 'n besigheidsvrou het aan die einde van Januarie 2014 R9.000 in 'n rekening deponeer. So kom ons kyk net gou, dis einde van Januarie en dis R9.000. Sy het aangehou om aan die einde van elke maand tot aan die einde van Desember 2018 maandelikse depositos van R9.000 te maak. Die rekening het teen 'n rentekoers van 7,5% per jaar verdien, maar dit was maandeliks saamgestel. Die vraag is, bereken hoeveel geld in die rekening was onmiddellik nadat 60 depositos gemaak is. Nou kom ons kyk hier na ons tydlyn en ons vul in wat ons kan. Ek wil eerstens hier neerskryf, X is 9.000, want daar maak ons depositos van R9.000 maandeliks en die rentekoers was 7,5%. So as ek 7,5 op 100 sit, is dit 0,075 en omdat dit maandeliks saamgestel word, gaan ek deur 12 deel. Nou hulle sê eintlik hier vir my dat dit na 60 depositos is. En ek wil net 'n bietjie na die jare kyk. Kyk, sy het haar, kom ons sê hier is ons nou. En toe gaan sy en sy maak haar eerste deposito daar op die einde van Januarie 2014. So dit is 31 Januarie 2014. En so hou sy aan tot aan die einde van Desember 2018. So haar laaste deposito hier is aan die einde van Desember 2018. So as jy gaan 2018 minus 2014 plus 1, onthou want dit 2014 is al reeds die eerste jaar, dan gaan ek kry 5 jaar wat presies 60 maande is. So die 60 depositos wat hulle hier vra is al die depositos. Dis 60 maande en jy sien dat die aantal betalings ooreenstem met die aantal maande. So net daar maak sy haar 60ste betaling. Goed, nou kan ons die waarde uitwerk onmiddellik na dit, so net mooi na die laaste paaiement. Daar gaan ek my toekomstige waarde uitwerk. En kom ons kry net die formuletjie 'n bietjie hoër. Daar is hy. So F is gelyk aan X, 1 plus Y. Ja, kom ons vervang in. F is gelyk aan X en ons weet dit is R9.000. Hakkie, nog 'n hakkie. Y is 0,075 gedeel deur 12. N is 60 en dan het ek minus 1 en sluit die hakkie. My deellyn en onder die lyn het ek weer Y, so dis 0,075 op 12. En dan gaan jy doeteenvoudig vir jou sakrekenaartjie en jy werk dit uit en ek kry R653,95. Goed, so dit is wat sy het onmiddellik na die 60ste betaling. En daar is nog 'n vraag op die volgende skerm, so kom ons gaan soontoe. Jy sal sien dat ek reeds, hier was my tydlyn, en
ons het reeds die bedrag F uitgewerk en F is net daar direk na die laaste betaling. Nou sê die volgende vraag. Die besigheidsvrou het die bedrag in vraag 7.2.1 bereken. So dit was die bedrag wat ons bereken het. Ons gaan hom nou net so gebruik. Vir 'n verdere N maande in die rekening gelos. So hier het sy nog dit vir, ons weet nie vir hoe lank nie, maar vir nog N maande. Kom ek maak so. Het sy dit nog in die rekening gelos. Die rentekoers het onveranderd gebly, hier het ek hom neergeskryf vir ons, en geen verdere depositos is gemaak nie. Die totale rente verdien, wat sy verdien het, was R190.214.14. Bepaal die waarde van N. Nou ja, ons moet nou 'n bietjie mooi hieroor dink. Die totale rente sluit nou die rente wat sy hier verdien het en die rente oor die ekstra N maande in. So op hierdie stadium, hier aan die einde van N maande, kan ek gaan en ek kan my totale rente by my totale betaling stel en dan gaan ek weet wat is daardie bedrag. Nou wat is my totale betalings? Sy het 60 betalings van R9.000 elk gemaak, so dit is R540.000. So wat hier in haar rekening gaan wees, is daar die R190.000 rente wat sy verdien het, plus die betalings wat sy gemaak het. So hier gaan ons kry R190.214.14 plus die R540.000 en dit gee dan vir my, laat ek hom net gou kry, R730.214.14. So hierdie geld het sy daar, op daardie punt, na die N maande. Nou, hoe kan ons daardie bedrag anders bereken? So ek gaan vir myself hier plek maak, want ons het nou hierdie een klaar ingeskryf daar. So, daardie bedrag is ook op jou graad 11 formule A is gelyk aan P 1 plus I tot die mag N. Want hierdie P is nou die waarde van F wat onmiddellik na die laaste betaling was. So dis nou 'n eenmalige bedrag en dit gaan nou groei vir 'n sekere tydperk. So die eindwaarde is R730.214.14. Die beginwaarde vir daardie tyd is dan R652.743.95. En dan het ek 1 plus I, en I is 0,075 op 12, en die tydperk wat daardie F-waarde gaan groei is N maande. En nou moet ek vir N uitwerk. Nou natuurlik gaan ek hierdie 752 deel. Nou ek gaan dit sommer doen en vir julle 'n antwoord gee.
dit is 1,1186 en natuurlik gaan dit aan, jy hou dit op jou rekenaartjie en ek gaan ook hierdie 1 plus 0,075 op 12 uitwerk en ek kry 161 op 160 en dis nou tot die mag n. En dan gaan ek na logaritmes toe. My grondtal hier is 161 op 160, so dis ook die grondtal by die logaritme. Die logaritme wat ek wil trek is 1,1186 en onthou jy hou hom op jou rekenaartjie. So dit gee vir my n. En as jy dit dan uitwerk, dan kry jy 18 maande. So sy het